Goeiemôre, good morning. Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Nou ja, toe, die naweek is verby en ons staan gereed om hierdie hele pragtige nuwe week in sy volle glorie saam met jou aan te pak. Jy lyk lekker uitgerus en uitgespaar. Baie dankie jy ook, Pieter, maar jy lyk mos maar altyd so. Ag, stop het, nou hou ek daarvan. Het jy dan 'n lekker naweek gehad? Ja, baie dankie. Goed, daar is baie wat vandag gebeur. Gister was Vadersdag en ons fokus vandag op gaste wie se paas groot invloed op hulle lewens gehad het. Kobben Hofmeyer deel sy ongelooflike verhaal van geloof, deursettingsvermoë en herstel na 'n ernstige nekbesering wat sy lewe verander het. Ons gesels ook met George Kushke na sy geskiedkundige oorwinning en roete rekord by die 2026 Comrades Marathon. Jovan Koen, ook bekend as die klein klits, kuier by ons om te vertel van sy avonture as een van die bekende Commit Boys. Ken jy hom? Ek het al gehoor van hom. Het jy al van hom gehoor? Die ou knaap, so julle het hom genooi, julle stouters. Ons het hom genooi. Ons gaan later 'n bietjie meer uitvind oor Papa Koen ook, glo ek. En Doanel gesels saam oor haar jongste enkelsnit, Ek en jy bly oor. Net ek en jy bly oor. Dis 'n lekker liedjie. Ja, jy sal hom hoor, Hoorie maar, ek hoop ek doen die onderhoud met Jovan. Want ek is bang as julle die onderhoud of jy die onderhoud gaan doen. Dan mag jy dalk op 'n paar goedjies. Ek kan 'n paar toutjies trek. Maar kom ons kyk hoe jy jou gedra deur die loop van die program. Dit gaan alles daaroor. Hoorie, so volgens 'n bietjie die Wêreldbeker sokker. Kyk jy wat hier aangaan of het jy net die eerste wedstryd gaan beloer om Bafana te sien en te wonder? Ja, ek dink wat vir my uitstaan is die sokkergees, jy weet. Ja, baie. En dit is interessant om dit dop te hou. Dit was nou 'n jammerte geweest dat Bafana nou nie presteer het soos wat ons sou wou gehad het, hulle moes nie. Ja. Maar ek dink 'n mens moet aanhou om hulle te ondersteun. Ja, wat hulle moet maar weer gewoond raak aan die wêreld verhoog. Ek moet dan vir jou sê een ding wat vir my verblydend is dis verskriklik hoe lekker en vol al die stadions is. Ja. Kyk, en dit is nou in Amerika, en hulle is nou daar in Houston en Texas ook 'n wedstryd gespeel en uiteraard van my vriende ou Seila, hy het vir my 'n fotootjie of twee gestuur waar hulle nou lekker daar, dan dink ek, ai. Ek wou ook daar gewees het met 'n vuvuzela. Die vuvuzelas is mos nou verban. Ja, maar ek sou hom ingesneek het. Ja, ek stem saam met jou want ek dink sokker is nie sokker sonder 'n vuvuzela nie. Jovan en die Commit Boys sal natuurlik met 'n vuvuzela daar instap. Nou ja, hoekom ek vir jou gevra het oor die sokker, amper sê ek die rugby, terwyl Mexico feesvier na hulle openingswedstryd in die 2026 FIFA Wêreldbeker, is dit nie 'n sokkerster wat die internet laat gons nie, maar 'n eend genaamd Merlin. Kwak. Die 2-jarige eend het die harte van miljoene gesteel toe hy in die strate van Mexico stad gewaar is, geklee in sy eie klein Meksikaanse sokkertrui en selfs piepklein sokkies, wil jy nou meer? Merlin is die bederfde baba van Carla Gomez, wat naweke water en koeldrank in die historiese middestad van Mexico verkoop. Merlin vergesel haar en haar seun gereeld na bekende plekke soos die Zocalo Plain, waar hy reeds 'n bekende gesig onder plaaslike inwoners geword het. Die video van Merlin wat saam met die ondersteuners waggel, het so ver versprei dat FIFA-verteenwoordigers reeds met Merlin en sy familie kontak gemaak het vir foto's en advertensiemateriaal. Kan jy dit glo? Baie meen dat Merlin reeds die nie-amptelike gelukbringer van die toernooi is. Sy eienaars hoop nou dat hierdie geveerde ondersteuner vir die res van die pad vir Mexico die nodige geluk sal bring. Kwak. Wat 'n oulike storie, ou gelukbringertjie. So sonder dat hy gewonder het of gedink het dit gaan wees. Dis nou net mense wat 'n geleentheid gesien het of jy kan hom met jou baba aantrek vir troeteldier of so en hier's gaan nou Merlin. Hoe oulik is dit nie? En jy weet so rukkie gelede was daar sokkertruitjies vir honde ook gemaak. Jy weet, en dit het ook nogal baie mense het vir hulle hondjies sokkertruie gaan aanskaf. Ek het wel nog nie 'n eentjie gesien met 'n truitjie aan nie. Ja, nee, ek wonder hoe, ja, dis vir my 'n vreemde, maar baie oulik. Maar dit gee ons 'n gedagte met die springbokke wat ook mos nou weer eersdaags gaan begin. Jy weet, daar's baie mense wat mos nou hier een of ander mak, bobbejaantjie of 'n aapie of 'n dingetjie het. Ja. Nee, en ek verwys nie na jou kleinkinders of jou kinders nie. Okay. Maar ja, ek dink ek kan nogal die hondekinders daar by die koene kan ek dalk, maar ek weet nie jong, hulle wanneer die Springbokke gaan wanneer die Springbokke speel. Hier's vir jou Springbok trui. Gaan jy gaan kyk wanneer die Springbokke speel? Ek gaan maar net rustig daar in die kuierkamer. O, nie by 'n stadion nie. Ongelukkig nie.
Nee, ek is nie so bevoorreg genoeg nie. Ek gaan een van die wedstryde gaan kyk by die You lucky stadion. Ek is fish. baie opgewonde. Lucky fish. Goed, ons beweeg. Ek sal jou gelukbringer wees, wat sal gaan. Die vuvuzela. Ja. Volgende storie. Dis hy, hier gaan ons. Het jy al ooit gewonder waarom dit voel of jy in sirkels loop wanneer jy so 'n bietjie verdwaald is? Het jy al, Pieter? Ja. Val jy die miskien regtig? Regtig, ja, nee, dit voel vir ek was net al hier. Navorsers in Spanje en Japan het pas 'n vreemde menslike geheim ontdek. Ons is byna almal geprogrammeer om linksom te beweeg. In 'n massiewe internasionale studie het hulle bevind dat mense in 32 uit die 33 eksperimente wat gedoen was, wanneer hulle vrylik beweeg, deurlopend linksom gedraai het. So dit maak na bewering nie saak of jy dan nou in Madrid of in Tokio is nie, of jy 'n man of 'n vrou is nie en of jy selfs links of regshandig is nie. Die enigste faktor wat 'n verskil gemaak het, was klaarblyklik ouderdom. Jonger mense het die geneigtheid om meer linksom te beweeg, selfs dan nou meer as ouer mense, wat nogal interessant is. Wetenskaplikes skrap nog 'n bietjie kop oor waarom die geneigtheid bestaan, maar hulle het reeds aspekte soos die aarde se magnetiese veld uitgeskakel en vermoed nou dat die antwoord tot hierdie raaisel iewers diep in ons brein of by hoe ons lyf meganies aan mekaar gesit is, lê. So hierdie ontdekking is egter goud werd vir argitekte en ook stadsbeplanners wat nou winkelsentrums, stadions en selfs veiligheidsroetes beter kan ontwerp om by ons natuurlike vloei aan te pas. Maar jy het dit ook al gesien, nie net as jy verdwaal is nie, as mense so met hulle selfone is, dan gesels hulle ook altyd linksom. Regtig? Ek kyk 'n bietjie, dink 'n bietjie daaraan. Gaan kyk 'n bietjie, het jy al iemand gesien as ek nou my teks moet leer en my voorbereiding doen, beweeg ek linksom of regsom? Skielik dink ek daaraan en is altyd linksom. Ek het nog nooit so opgelet nie, maar dit is ek sou gedink het, ek moet eerlik wees, ek sou gedink het dat dit meer te doen kan hê met of 'n mens links of regshandig is. Ja, ook waar. Want dit maak net vir my so half logies sin. Ja. Maar nou ja, en ook die ouderdom wat 'n rol speel. Ja, nee, hoe ouer jy raak, hoe meer gefokus raak jy. En Hoe meer beweeg jy na die ander kant. gaat jy die kant toe, stroom op soos 'n forel, of is dit nou linksom stroom op soos 'n forel? Ek weet nie, maar dit is vir my baie interessante ding. Ek wonder of die eentjie ook linksom beweeg het en of hy reg het gestap het, daar in die Meksikaanse stad. Hy het net gewaggel. Het net gewaggel. Ja, ek dink hy het maar net 'n bietjie Dit is net gewaggel. hoe cute was dit. Ek is nog steeds op die eentjie, stap en ry. As hy kwek, dan skelmboezelle hy van agteraf. Maar skerp gedoen. Nou ja, baie dankie vir daardie stories. Gaan Ja. ons linksom of regsom of gaan ons reguit voortbeer? Ek dink ons sal maar linksom beweeg. Vir hierdie ene. Linksom, regsom, maar ons sal julle op die regte pad en die regte koers hou. Ja. Net hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons het baie interessante en lekker gesprekke wat kom. Ek moet net sê George, om langsom te staan, Comrades royalty. En ek is geïnspireer, maar ek wonder, ek moes realiteit in die gesig staar. Ek het nog nooit 'n Comrades gedoen nie, maar Ek het gehoor jy sê jy gaan nou. Dis deel van jou toekomsplanne. ek dink Hou vir teen Pieter dop, hy gaan teen aan die 8 uur Comrades, vanmôre die is daai volgende droom. Comrades deelneem. Ons hou Sien ek- hom dop. Ek het al probeer doodpraat, maar okay, bly jy ingeskakel. Ons gesels met George en ons gesels ook met 'n baie inspirerende jong man net hierna. So moenie weggaan nie. Jy's ingeskakel saam met ons. Ons drink maar nog 'n koffie linksom. Op 16-jarige ouderdom het sy lewe in 'n oogwink verander. 'n Ernstige nekbesering op die rugbyveld het hom vir 'n tyd lank aan 'n rolstoel gekluister en die dokters se voorspellings was donker en onseker. Maar Kobus Hofmeyer het geweier dat daardie oomblik die einde van sy storie is. Deur jare van pynlike rehabilitasie, geloof en veggees het hy die onmoontlike reg gekry. Vandag stap hy weer, letterlik en figuurlik, op die einste veld waar sy reis begin het. Kobus, dit is so voorreg om jou vanoggend hier te kan verwelkom. Baie dankie. Baie dankie ek hier kan wees, waardeer dit so baie. Nou, vir die wat nou nog nie 'n storie gehoor het nie, kan jy dalk net vir ons kortliks agtergrond gee na aanleiding van wat presies gebeur het? Natuurlik, so dit was 'n doodnormale Saterdag gewees, die 19de Mei 2018. En op hierdie dag het daar
'n vletjie geblaas aan die begin van 'n wedstryd wat vir altyd net my lewenskoers, my lewenstyl, my menswees sou verander het as 'n normale tiener wat ek op daardie stadium nie geweet het nie. Die teenstander se agste man het deur ons verdedigingslyn gebreek, by die hoofbalvioen afgepyl gekom en ek het ingekom vir die duikslag, my kop in die verkeerde kant van die tackle geplaas, kop tussen sy bobeen verstrengel geraak, knak gehoor, onmenslike pyn gevoel, pins en needles het reg deur my hele liggaam gegaan en toe ek nou daar lê en tackle was suksesvol, het 'n klomp losgemale heen en weer beweeg, toe hulle nou opklaar, 'n pa vir my gesê, weet koop en staan op, ek sê van daar kan nie. Toe ek daardie pyn in my nek gevoel het en daardie pins en needles het ek geweet daar's ietsie fout, maar daar op die veld het ek gekyk of ek kan, jy weet, alles kan beweeg en so waar as vragtig nog op die veld kon alles beweeg het. Maar toe dit wat daarna gevolg het is die rede hoekom ek nie lank daarna verlam geword het nie. So. Die mediese fonds en die derde party wat betrokke was, wat nou goedkeuring moes gee om my te vervoer van 'n warm bad na Pretoria toe, want ek moet geopereer word, het so lank gevat, maar soveel komplikasies rakende kwotasies en al hierdie goeters, dat ek soos wat die tyd aangegaan het my spinaalkoord en spinaalskokking gegaan natuurlik en begin swel en hy begin homself afsny in daardie vernouing, as ook die suurstof toevoer onder toe afgesny. So met die tyd het die senuwees versmoor en dood gegaan. So dit was nie lank nie, toe ek begin om mobiliteit en funksionaliteit en sensoriese gevoel te verloor soos wat tyd aangaan. En 11 ure nadat ek my nek gebreek het, is ek toe by Little Company of Mary Groenkloof Pretoria in die teaterkamer ingestoot en teen hierdie tyd was ek totaal al verlam van my tepellyn af onder toe, voorarms, triceps, hande, die laagste spier wat kon werk was my biceps gewees. Dit is verskriklik om te moet dink, jy weet waardeur jy gegaan het, jy weet, ek bedoel in 'n kwessie van minute en ure wat verbygaan. Wat gaan deur 'n 16-jarige se kop? Daar op die veld, my liggaam het obviously nou gewonder soos daar's ietsie fout, maar jy weet nie regtig wat aangaan nie. Ja. Toe die dokter die extra uitbring, hulle sê vir ons hoor die Kobus sy nek gebreek. Toe het ek gesien my sussie bars in trane uit en ek gedink daar's ietsie fout met haar. Sussie sê simpel, ek dog ek gaan net 'n gips kry oor 2 maande as ek weer terug op die rugbyveld, maar sy het 'n film gekyk, julle sal dalk ken Me Before You. So sy het onmiddellik die ergste verwag en toe kry ek morfine en toe sê ek net soos op 'n ander stasie en toe ek soveel goeders verloor tot 'n middelpunt waar daar nie veel oor was om te verloor nie en begin net te dink hoor die pa ek gaan doodgaan, my liggaam werk nie meer nie, hy luister nie meer vir my nie. En die volgende oggend toe ek wakker word, ergste tydperk wat ek al ooit in my 15-jarige lewe ervaar het daar begin, want dit voel soos 'n droom, dit voel die 1 sekonde as jy sterk binne senter van formaat wat alles kan doen, het op daardie stadium ek 'n groot ego gehad op die rugbyveld, ek gedink ek kan enigiets doen, pa maat nie sê in my lewe nie, my hele persoonlikheid was my fisiese vaardighede, my liggaam, my sport, en die volgende oomblik is ek vasgevang in 'n lewende lijk van 'n liggaam. Het voel asof ek net moet wakker word en my ou lewe sal terug wees en elke liewe oggend het ek wakker geword, nie teruggekom nie en ek onthou nog vir my pa gesê, hoor pa, as hierdie is wat my nuwe lewe gaan wees, ek wil nie lewe nie, pa. Ek kry skaam om te sê vir pa gesê, ons het 308 soos pa, asseblief kom hom en kom maak net my nie suffering nie, my lyding, kom stop net my lyding asseblief. As ek nog ek onthou 'n jong verwarde weergawe van wat pappa sê, pas ek nou kan opstaan en hardloop, so ek nooit weer gaan sit nie. Ek het eers besef wat ek gehad het toe ek dit verloor het, ja. Ja. Ek wil graag uitkom by daai oomblik ook, want ek bedoel wanneer 'n mens luister na jou storie, dit is net so, elke kind het 'n droom, jy weet, na aandering van hoe hulle die res van hulle lewe sien. Maak nie saak of dit miskien so 'n bietjie onmoontlik lyk of voel en of dit voel asof dit maklik bereikbaar is nie. Maar wanneer 'n mens nou terugkom na hierdie reis waardeur jy gegaan het en al hierdie dinge wat deur jou kop gemaal het, was daar 'n spesifieke oomblik en ek dink jy het nou vlugtig daarna verwys, maar wat jy besef het, jy weet, ek gaan weer probeer. Yes, dat eintlik nie lank daarna gebeur nie. So 6-7 dae in toe die mediese spanne vir mamma en pappa ingeroep. Ek is minderjarig, so ek kan nie die mediese vergadering bywoon nie. En daarso het hulle die prognose met ma en pa gedeel vir wat vir klein Kobus voorlê op daardie stadium en dokters het vir pa gesê en ma gesê Kobus gaan nooit weer loop nie, hy gaan vir die res van sy lewe bedlêend wees in 'n bed lê. Ons gaan 'n oppasser moet kry om 24 ure 'n dag na my te kyk.
So ons moet terug gaan na ons huis toe in Trichard, die hele huis rolstoelvriendelik laat inrig vir 'n bed op wiele om my nou rond te skuif in die huis en so aan, want hulle seun is nou op ouderdom 15 verlam. En ek onthou dit nog so goed, pa kom terug in die ICU kamer in en my hele lewe is ek gekondisioneer soos die dokters gaan vir jou sê dit is wat fout is, hierdie is wat ons gaan doen, dis wanneer jy gesond gaan wees, jy gaan dan huis toe gaan, verstaan. Ja. En in daardie donker tyd, ek kan nie wag om terug te gaan huis toe na die platteland toe nie, in Trichard waar ek vandaan kom. En ek vra soos opgewonde want vir eers keer wil die dokters nou praat en ek vra vir pa, wat sê hulle? Wat sê hulle, pappa? En my pa deel toe met my die nuus. En dan was hierdie stilte gewees en pappa vat toe my lam hande en hy sê toe vir my, Kobin, ek sal nooit op jou opgee nie. Al stoot ek jou rond vir die res van my lewe in 'n krywe. Jy moet net nie op jouself opgee nie. Ons gaan saam met hierdie gat uitklim. En die mense weet nou dit nie, maar voor my ongeluk was ek 'n rebelse seun gewees, talle verslawings gehad, baie slegte invloed, drank gesteel, die kar gesteel, fisiese en verbale gevegte met my pa gehad. En toe het my pa op my swakste tyd na my toe gekom. Toe my bene my nie kon dra nie, toe ek nie myself kon dra nie, het net gesê, jy weet wat, ek gaan jou dra. Vergeet van alles, vergeet van dit wat ek is eintlik as 'n pa verdien van my seun af. Ek kyk verby al daardie lelike goed wat jy gedoen het. Kom net huis toe, ek is hier vir jou. Hoe bekend klink dit nou nie? En toe sien ek liewe Jesus in my eie pa raak. Ja, en dit is so 'n mooi en inspirerende storie wat my bring tot by geloof, jy weet, en dat geloof so 'n belangrike rol dink ek in so 'n reis ook speel. Ons het nou so 2 minute oor. Dit voel altyd vir my asof ons nie genoeg tyd het vir hierdie soort gesprekke nie, maar ek wil hê jy moet ons vinnig vertel van die Kruip met Kobin inisiatief. Ja, Kruip met Kobin. Ek het geweet ons gaan baie stadig wees en alliterasie Kruip met Kobin, so daai is gepas. Basies vir elke like wat ek kry op die video op Instagram, loop ek 1 meter. Ag 1 sentimeter, joh. Amper stap ek 'n maraton. So ons het nou die dag in episode 3, episode 2 het ons 26.300 likes gekry. So dit beteken jy moet 263 meter ver loop. So moeilik. Ek het so by die 120 merk het my bene ingegee en ek lê daar en toe weer eens kom pappa. En sê vir my, kom staan op 'n stap hierdie. Laaste 100 meter, 120 meter en weer eens soos wat daar op Warmbad, die einste veld waar ek my nek gebreek het. Dit sê vir my, wel daai dag kon ek nie opstaan nie, maar vandag staan ek op en ek stap nou weer saam met ons. So ons het daai vir klein Kobin gedoen. So dis 'n inisiatief. Elke episode, like die video, dan stap ek 1 sentimeter 1 keer 'n maand. En die Kruip met Kobin inisiatief. Weereens so inspirerend en ek dink dit help alles. Dit is so 'n sielkundige proses ook, jy weet, en dit help met daai herstel. So ons volg jou op sosiale media. Ek wil net ook vir jou vra, hoe voel dit in hierdie stadium vir jou om weer op daai einste veld te staan en te besef jy is besig om hierdie berg te oorwin? Ek dink die Here het 'n groot plan daarmee, want ons het eintlik verhuis na Warmbad toe. Ons het die plek reg langs die hoërskool gekoop. So dis half 'n healing proses, die sirkel voltooi, alles kom bymekaar en ek sien daar's 'n groter doel met dit waar my boeke toegemaak het, my boetie Benko se boeke oopgemaak. Hy speel nou daar rugby, breker rekords gaan te kere. So om daar op daai veld te staan is eintlik net 'n groot voorreg en 'n groot eer om te kan besef het 'n tweede kans gekry. As ek daai dag op die veld verlede was, kan ek nie met sekerheid sê. Is nie vir my om te oordeel nie of ek sou hemel toe gaan nie. So absoluut 'n groot voorreg om op daai veld weer te kan staan. Klein Kobin sou dit nie geglo het nie. Kobin, ons hou jou dop en ons kruip en loop saam met jou. Baie dankie dat jy kom kuier het. Baie dankie dat ek kon wees, maar deur jou ondersteuning is alles. Die Comrades Marathon is die mees ikoniese ultramarathon in die wêreld en om dit te wen is alreeds 'n buitengewone prestasie, maar om dit te wen en die op-roete rekord te breek is iets wat min atlete ooit regkry. Ons gas vanoggend het die sportwêreld behoorlik aan die gons gehad toe op 14 Junie die 2026 Comrades Marathon in 'n verstommende tyd van 5 uur, 15 minute en 56 sekondes gewen het. George Kusher, baie geluk ou maat en welkom by ons. Dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. As jy nou terugdink, dis nou so bietjie meer as 'n week later, as jy terugdink daaraan, wat onthou jy die meeste? Ek onthou definitief die ondersteuning langs die pad, verskriklik baie. En dan ek sal nooit vergeet hoe my vrou by die eindstreep vir my gewag het saam met my seun nie. Lieflik. Paar trane, nie waar nie? Ja, nee, definitief. My vrou was baie emosioneel en ek kon ook
myself nie help nie. En dis hoe dit behoort te wees, né? Ja. George, ek wil jou graag terugvat. Jy het begin baie jare terug as 'n baanatleet. Vertel ons net van daai deel van jou atletiek. Ja, ek dink dit het die basis gevorm, wat dit moontlik gemaak het om goed te kon hardloop by die Comrades. Ek was nog altyd passievol oor hardloop. Dit daai definisie van hardloop het net geskuif natuurlik van korter afstande al die pad na die Comrades, wat hopelik die verste is wat ek sal hardloop. Ek dink dit het my goed voorberei in terme van hoe om te oefen. Ek volg nou nog dieselfde struktuur as wat ek gevolg het op my universiteitsdae toe ek vir baan wedlope voorberei het. So ek's baie dankbaar vir daai agtergrond. Alhoewel ek nie weet dink ek gaan op die baan deelneem. Wie weet hoe dit ook opeindig. Gee my gou-gou van jou vroeë tye, van jou baantye, jou 1500 myl tye asseblief. Ja, so ek het op hoërskool het ek 1:47.4 gehardloop vir die 800. So, En my 1005 beste tyd is 3:37.33 en my beste myltyd is 3:57.7. so daar's bitter min Comrades wenners wat 'n sub 4 gehardloop het. Dit kan ek jou. En intendeel, jy mag miskien die eerste een wees as ek dink mooi so. daaroor dink. Ek As dink ek mooi so. daaroor gaan dink. Ja. Ek het nie besef jy het so vinnig gehardloop nie. Toe kom studies en toe hou jy op hardloop. Wat het gebeur? Ja, so ek het dit nie goed gedoen nie. Ek het bietjie siek geraak in klierkoors. En ek was hardkoppig en ek wou aanhou oefen terwyl ek siek was. En dis natuurlik die grootste fout wat jy kan maak. Want jy begin dink jy's net onfiks en jy moet harder oefen. En hoe harder jy oefen, hoe sieker word jy. So dit was net nie vir my ek het nie baie genot gevind in oefen en deelneem nie. En ek was, om eerlik te wees, net gatvol. En toe ek klaar maak met my graad en ek kom terug Suid-Afrika toe, dink ek gaan nou begin werk en ek gaan maar aanbeweeg in my lewe en hardloop gaan iets van die verlede wees. Vertel vir ons gou-gou van jou graad. Jy's in 'n baie interessante veld. Ja, ek het aktuariël studeer en ek het 'n meesters in statistiek gedoen. En wat doen jy nou hier in Suid-Afrika? Ek's 'n datawetenskaplike. Wat beteken? So in Engels is dit 'n data scientist. Ja. So ek doen vooruitskattings, dis meestal maar voorspellings en modelle wat ons bou. So analise met ander woorde tot 'n groot mate. Ja. En hoe het dit jou gehelp met jou oefening? Want ek luister na Gerda en hoe sy dinge beplan en hoe naby sy is aan die tye wat sy hardloop tydens die wedloop wat sy voor die tyd neerskryf. Hoe werk dit vir jou uit? Ja, so ek het ek sal sê 'n passie vir data. So ek wou soveel as moontlik data bymekaar maak om te kyk wat maak iemand 'n Comrades kampioen of wat maak iemand 'n vinnige Comrades atleet. En vir my, ek het soveel as moontlik bronne probeer insamel. So ek het Bruce Forrest se boeke gelees. Ek het gaan kyk na wat ander mense geoefen het. Ek het selfs Barry Holland se advies gaan uitsoek. En ek het my formule maar ontwikkel. So of dit nou die regte formule is of nie, weet ek nie, maar dit werk vir my en is iets wat ek gaan volhou mee. Heel duidelik werk dit. Ek is beïndruk om te hoor hoeveel kilos jy 'n week hardloop. Gee ons net insig, ons kykers insig vir hoeveel kilos jy 'n week gehardloop het en hoe jy dit aan mekaar gesit het. Ja, so my grootste weke was so 260 kilos 'n week. Maar dit is al uitgesprei oor 7 dae. So dis nie noodwendig 70 kilo dae nie. Dit is tipies 30 tot 40 'n dag en dan oor naweke sal ek so 50 tot 60 doen. En jy doen bultewerk. Hoe werk jou bulte sessies? Ja, so ek het in Waterkloof is daar 'n straat genaamd Rose Avenue. So ek het heel onder by Rose begin en dan opgehardloop tot heel bo en dan weer afgehardloop by Premier. Hoe lank is dit tot bo? Ek het nie getel, ek het nie gekyk nie. Ek het net gedink ek gaan nou op en af hardloop. Ek seker so 800 meter dink ek as ek moet skat. En hoeveel repetisies? Hoeveel Ek het so 10 op 'n slag gedoen, 10 op en af ja. En dit vat natuurlik goeie opwarming voor die tyd en goeie afwarming na die tyd, né? Ja, so ek het om op te warm het ek eers om Groenkloof gehardloop en dan as ek 'n draai om Groenkloof hardloop het ek begin. Spoedwerk? Ja, ek het Dinsdae by LC de Villiers, Vrydag by LC de Villiers het ek op die baan spoedwerk gedoen en dan het ek herhalings gedoen om die baan teen 'n sekere pas. En hoe lank was die repeats, die herhalings? So tipies 20 km in totaal, min of meer. En op die baan self 400, 800, 1000? So 3.2 kilos herhalings. So redelik lank. Dis langer. Goed. Ja. As mens nou kyk na hoe jou lewe sedert verlede Sondag verander het, wat is anders van die dag voor Comrades, voor jy gewen het? Ek dink die grootste ding wat vir my verander het is ek het net besef dat
dat dit moontlik is om werklik jou lewe te verander met harde werk. Ek dink daar's genoeg tyd vir my om nog nou die veranderinge werklik te sien plaasvind nie. Is nog 'n paar dae na die wedloop, maar vir my is die grootste ding, ek het 'n kans gevat op myself. Ek het die werk ingesit sonder dat daar enige beloftes is dat dit gaan uitwerk. Ja. En dit het uitgewerk en ek dink baie jong mense kan aanklank vind daarbey. Ek dink jy moet 'n kans hê op jouself, jy moet hard werk en jy moet jou hart volg in daai sin. Daar's goeie advies as jy nou ooit goeie advies gehoor het. George, jy het jou familie genoem wat vir jou gewag het aan die einde. Het dit ooit deur jou kop gegaan op een of ander stadium? Ek weet meeste tophardlopers is so binne toe gefokus, maar was dit 1 of 2 keer in jou kop Ja, op die pad? verseker, baie kere mense dink aan opgee. Mense is so vrek moeg, mense dink regtig, "Ja, ek wil nou toe opgooi." En dan dink ek dit sal nie reg wees nie, want my gesin maak staat op my, en hulle wag my by die eindstreep. So elke keer as ek wou opgee, dink ek, nee, wat, ek gaan maar moet deurdruk, ek wil nie my familie in die steek laat nie. Comrades het die mees ongelooflike toeskouers langs die pad. Praat ons net daardeur. Ja, ek meen, ek dink daar's 'n oomblik wat jy werklik alleen op die pad is nie. En dis 'n 85 km roete. So dis regtig ongelooflik en dis immers wat die wedloop so spesiaal maak, is al die belangstelling reg oor die land. Sonder al die belangstelling sou dit maar net nog ultra wees. So dis regtig spesiaal en mens moet dankbaar wees daarvoor. As ons wil hê die wedloop moet aanhou groei van krag tot krag en selfs vir die 100ste gebeurtenis volgende jaar, moet mens dankbaar wees vir die ondersteuners wat dit moontlik maak. As jy terugkyk daarna, het jy geweet jy gaan wen of al dan nie? Nee, ek het geweet ek's fiks, en ek het geweet as ek my plan uitvoer, soos wat ek dit wou uitvoer, is al moontlikheid dat ek baie goed gaan doen. Maar ek wou nie aan die uitslag dink nie. Ek wou fokus op die proses en wat ook al die eindresultaat van daardie proses is, sou ek mee gelukkig wees as ek geweet het dis my beste. En as jy nou terugkyk na die wedloop self, het jy beplan om 5:15 te hardloop of het dit net op sy eie gebeur? Ek dink dit was organies, ja, want ek het glad nie gekyk na tyd nie. Ek het ook nie gemik vir 5:15 noodwendig nie. My plan was om konservatief te wees die eerste helfte, en dan 'n wegbreek te maak en ja, half te hardloop op geloof, te hoop ek maak dit tot die einde toe. En die tyd was half 'n natuurlike byproduk van daai poging. Uitstekend. George, kan nie vir jou sê hoe trots ons is Suid-Afrikaners op jou is nie, eerlikwaar wel gedaan en natuurlik vir Gerda ook daarbey saam. Lekker om jou in die ateljee saam met ons te Baie gaan. dankie, ek waardeer dit. Nou ja, bly ingeskakel want ons is net hierna terug en Papa Koen bring sy seentjie saam met hom na die ateljee toe. Wil jy meer weet? Bly daar. Hy's 'n man soos sy pa wat altyd commit, 'n smaakmaker en ook natuurlik my oudste, enigste en mooiste. Jovan Koen en hy is vandag hier so ter viering van Vadersdag om 'n bietjie oor sy avonture te gesels. As een van die bekende Commit Boys. Juby, goeiemôre en baie welkom. Goed en pa. As dit mos nou hier dit sê. So dan is dit mos jou kans te sê. Goed en jy, goeiemôre. Goeiemôre, good morning. Sy daar. Goeie, ja. Lekker nou vertel net gou vir die mense wat nie weet nie. Hoe maak jy nou deel uit van die Commit Boys? Wie is julle? Wat doen julle? So, ons is grootendeels op sosiale media. Ons het begin met die idee, want ons het altyd stories gehoor van nee, my oupa het 'n matriekvarke gaan vang, of nee, my oom het op die loftes gaan hardloop, gaan streek. En ons het gedink, okay, maar ons niemand wat dit tans doen op sosiale media wat dit bewys nie. So ons sal obviously dit wettig hou en nie oor die grense gaan van ons kan in groot moeilikheid kom nie. So ons sal byvoorbeeld een van ons grootste video's is ons het in Menlyn se fonteintjie gaan duik in die middel van nêrens en ja. So dis wat gebeur in die aand toe jy met die nat klere teruggekom het van jou inkoopie ekskursie af. Ja, ons daag met mekaar uit en ja, dit loop mooi. So nie onwettig nie, maar is daai stout goedjies of daai dinge wat 'n ou baie keer aan dink wat jy sal doen en dan jy besluit net ek wel nou commit ons. Ja, jy dink aan jy's ek sal dit doen, maar dan totdat jy op die spot gesit word en dan moet jy nou maar commit. En is dit net jy praat van julle, wie's almal deel van die Commit Boys? So dis hoovendeels ek en Tian, een van my beste pelle, maar die span nou aangroei, ons het nou al 'n kameraman aan die gang wat ons bly volg, want ons kom met soveel idees op en dan kan ons dit nooit doen nie, want ons kan nooit vasvang nie.
En dan is my boetie ook baie keer betrokke en my neef en klomp van my pelle as ons idees het vir groot video's. Ja. Ek wil net sê as ek wil wonder wat in my kind se lewe aangaan deesdae want kyk 'n 20-jarige sosiale dagboek is so vol, dan moet ek nou maar eintlik net sy Instagram gaan follow. Dan weet ek ook wat aangaan. Kobben is 'n ouetjie vir wie jy ook ietsie gedoen het. Vertel vir my 'n bietjie die storie en hoe jy by dit uitgekom het. So ons het hom ook al lank dopgehou op sosiale media en hy is 'n groot inspirasie vir baie van ons en vir ons het dit baie aangeraak en Tannie Alicia het ons uitgereik en sy het gesê okay, sy gaan nou vir Kobben ook, ek dink 400 en ietsie meter loop, wil ons nie al join en ook 'n video maak vir hom en toe sê ons okay, ons sal commit if not why not en ons sal vir my kilo draf. Al is dit mense sal dink 'n kilo, ag man, dis maar net 'n kilo, maar dit gaan oor die idee daar agter en ons staan agter en ons wil net vir hom wys, ja, ons het sy reg en ons waardeer wat hy doen. Okay, ek commit op nasionale TV saam met jou. If not, why not? Met 'n volgende uitdaging reeks of wat julle gaan doen spesifiek vir Kobben. Okay. Sal ek dit saam met julle doen. Okay. Okay. Nee, ons kan dit definitief reël. Het ons hom nou nie op Ja. nasionale TV. Alright, net gou-gou. Jy het groot geword in die vermaaklikheidsbedryf. Glo mense jou as jy vir hulle sê ek is jou pa? Wat sê mense vir jou? Wat vra hulle vir jou? Voel hulle jy het anders te groot geword? Dink jy het anders te groot geword omdat jy bietjie meer aan die vermaaklikheid blootgestel was? Ja, ek sal so dink, maar vir my is dit maar normaal. Dis pa is my pa. Ek is al van kleins af net gewoond aan dit, so ek ken nie 'n ander leefstyl nie. En ek like dit. Hy het sy voor en sy nadele, maar vir my is dit positief. So ek is dankbaar. Ek moet ook net sê, ek meen jy het nou begin voltyds werk en ek haal my hoed af vir jou want jy's klokslag elke oggend 8 uur by die werk. Al kom jy 2 uur in die oggend terug by die huis. Maar hoe doen jy dit? Ek meen dis lekker om te weet jy het daai rugsteun van 'n voltydse werk en dat hulle jou ook ondersteun met hierdie wat jy doen op sosiale media en seker maar gek raak. Maar is dit vir jou lekker om daai balans te hê en by die wêreld te kan geniet op hierdie stadium? Ja, nee, definitief. Dis baie lekker om te werk en die commit storie vat tyd, maar mens moet maar tyd maak vir albei en dit uitbalanseer. En dan ja, dan pluk mense die vrugte daarvan. Alright, so waar kan mense Commit Boys volg, bietjie meer van julle hoor, video's gaan kyk en ook 'n paar gedagtes deel om julle uit te daag? Ons is grootendeels op Instagram, onder Commit Boys is ons handle en op TikTok. Ons gaan nou een van die dae op YouTube ook gaan met 'n paar baie groot idees. Ons het inspirasie geskep van Jackass en Nelk Boys wat ook groot is in Amerika. Jy gaan net nie so verstrooi aanjaag soos hulle nie asseblief. Nee, ons sal nie. Ons gaan net ja, paar dinge aanvang. Ek wil jou nie op jou hofse stoep gaan haal nie, my kind. Asseblief nie. Alright, maar baie dankie. Dit was Nee, maar wag. Nou is dit my beurt. ja, Gister was Vadersdag en nou wil ek Paul bietjie in die warm stoel sit en Paul bietjie 'n paar vrae vra. moet ek bekommerd wees. Paul moet definitief bekommerd wees. Okay, let's do this. If not, why not? Goed en jy, Juvie? Okay, Paul, wat is die beste advies wat Paul vir iemand wil gee Ja. of kan gee wat ook in die vermaaklikheidsbedryf wil ingaan of ja. Gisterlyn, nou laat jy my dink so vroeg jy word. Okay, ek dink die raad soos wat pappa maar vir jou ook al gegee het is as jy dit doen dit vir die regte redes. Moet dit nie doen om iemand te probeer impress of op die hoogste leer uiteindelik uit te kom nie. Doen dit omdat jy dit geniet en omdat jy altyd eerlik moet wees in jouself want daai authenticity, daai eerlikheid dra oor en mense koop in jou as mens, nie oor dit wat jy doen of hoe jy dit doen, maar op die einde vir jou as 'n mens. En ek dink dis die belangrikste en om dan net altyd ook in jouself te glo en te vertrou en te sê hierdie is 'n droom wat ek nastrewe en glo altyd jy gaan dit doen en doen dit net vir die regte redes. Lekker mooi geantwoord daar meneer Koen. Nee, ek waardeer die antwoord. Dit is 'n volpaste antwoord. Gepaste antwoord. Pragtig. My volgende vraag aan Pa, Ja. as ek nou na Pa toe kom en ek sê vir Pa, right, vandag gaan ons commit, ons gaan golfbaan toe gaan en ek en Pa met in die dam spring. So Pa sal my commit. My kind, jy weet, jou pa het mos nou al 'n naam. So, dalk gaan jy makliker daarmee kan wegkom as wat ek daarmee kan wegkom. Ek sal dit dalk doen, maar jy moet my as jy my voor die tyd sê, gaan ek dit voor die tyd reël. As jy vir my op die spot sit. Ek sal seker, hey, aartjie na sy vaartjie, né? Nou, Okay, so appel val nie ver van die boom. hoe ken jy my? Sal ek dit doen? Ek dink Pa sal maar dit sal Pa 'n paar motivering vat. Paar ja. En dan sal ek linksom loop en daaroor dink, Ja. of sal ek regsom loop en daaroor Ja, dink? dit sal eers 'n storie wees, maar ek dink eventually sal Pa dit doen. Ek glo, ek hoop so. Het ek al my kop geskit oor een of twee van die goeders wat jy gedoen het? Ja, definitief. Huh? Definitief. Maar as is so.
Dis maar so dis klaar gedoen. Hy het geleer, voordat hy toestemming vra kom vra hy eers op verskoning. Dis baie makliker om te sê jammer as Ja. om te vra. Dit ek al Ek geleer. wil net vir jou sê jou boude kan of hulle kan of 4 vat. Ja. Is dit nou al meneer Koen? Nee, my laaste vraag en pa, is raai. Ons moet nou eerlik tussen mekaar wees. So wie die beste dansmoves tussen my en pa? Juvie. Nee, Jy weet mos ek gaan jou altyd kan aanvat met 'n dance move. maar glo pa nie. Hoekom jy het my nou al vir jare gesien dans op die verhoog Ja. en my biscuit skit en so aan. Maar pa is ook net al 'n bietjie uit die pa het al afgetree uit die kuier uit so. Afgetree uit die kuier. Ja. Maar ek moet net sê pappa het daarom ook 'n video of twee van ons op 'n jagekskursie of twee waar jy daar 'n paar wille moves uitgehaal het al. Nee, maar dis nie iets so. Maar dit kan ek post op die Commit Boys. Ek is seker dit sal 'n bietjie, hè? Ja, ek dink iets van nie. My kind, dit was baie lekker dat jy hier kom kuier. Dit was 'n lekker verrassing en sterkte met die Commit Boys, maar onthou soos ek altyd ook vir jou sê, moenie jou werk afskeep nie, né? Ja, Hier is nou 'n lekker sideline. Ek verstaan nie aldag van die sosiale media en ek weet dit kan 'n loopbaan ding word as Lisa met die rooi hare ook net 'n bietjie vir ons kan vertel, sal haar ook bietjie inkry, maar sy het jou hier gekry en jou aanbeveel, maar dankie. High five. Nog baie hoor. Lekker. Wat 'n wonderlike voorreg om so saam met jou kinders te kan kuier. En ja, jy weet partykeer dan sê jy vir jouself net nie doen wat ek doen nie, maar as hulle groot word in daardie omgewing, hoe dan nou anderste. Eventually kom met hulle en kom hulle ook daarby uit. Ons kuier net hierna, maak ons lekker bietjie goeie musiek. Loanel is hier met haar nuutste enkelsnit. Net ek en jy bly oor, maar dis nie net ek en jy wat oorbly nie. Ons is nog hier, ons nog 'n paar minute met mekaar se geselskap hier by Goeiemôre, Good Morning. Baie welkom as jy nou eers aangesluit het. Sluk daai koffie, hier gaan ons. Ons het sopas na die musiekvideo vir Loanel se jongste enkelsnit Ek en jy bly oor gekyk en geluister en nou is dit sy en ek wat oorbly vir die laaste geselsie by Goeiemôre Good Morning. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie self. Man, baie lekker en ek is so bly ek kan jou nou uiteindelik ontmoet. Ag, dis 'n baie groot voorreg, ek moet sê. Ek luister nou al vir 'n paar weke na jou liedjie Ek en jy bly oor want hy's op die Afrikaanse Top 20 by Pretoria FM wat ek ook aanbied oor 'n naweek. So ja, wat is die agtergrond van hierdie liedjie? So hierdie liedjie het eintlik op 'n baie weird manier begin. So ek is al van 2018 af het ek opgeneem by Ernie Bates, natuurlik ook 'n baie goeie kunstenaar. En hy het ons gebel die eendag toe sê hy vir ons het vir jou 'n liedjie wat ek al 6 jaar voor smeek, mag ek net dit ook bysit. En ons het geluister na Ek en jy bly oor en dadelik was ek smoor verlief op die liedjie gewees. En ons het dadelik plan gemaak om hom op te neem, musiekvideo gemaak en ons het hom daar buite gesit en ek moet sê ek is baie dankbaar vir hoe hy aanvaar word want Ja, hierdie liedjie doen regtig wonders. Ek het nie verwag hy gaan so goed doen nie. al die wag die moeite werd, né? Net so. Het in julle hom ook toe nou verwerk en maar die Yes. produksie hanteer? Ja, so Annie het hom opgeneem en natuurlik ook alles met die vervaardiging het hy ook gedoen. En ek's baie dankbaar want kyk hy is ongelooflik. Hy het daarom nog tyd gekry tussen hulle doen ook mos die optredes as Ja, West. Ja. So, ja, nee, ek is bly ek kon daarom ook by dit uitkom. Hierdie liedjie raak ook baie universele emosie aan, né? Jy weet Natuurlijk. die vrees om alleen agter te bly. Jy weet hoekom dink jy resoneer dit so sterk ook met die luisteraars? Want ek dink almal kan identifiseer met dit. Ek dink mense wat in 'n jong verhouding is en mense wat al hoeveel jare in 'n verhouding is, kan identifiseer daarmee. Want liefde is nie altyd net maanskyn en rose nie. Daar is baie moeilike tye waardeur jy gaan moet gaan, moeilike keuses wat jy gaan moet maak en dit is nie altyd immer groen nie. So ek dink dit is hoekom Ek en jy bly oor so goed aanvaar word want baie mense kan identifiseer met die liedjie. Die liefde is maar soos die lewe, né? 'n Ou word uitgedaag en goeters, maar as jy daardeur is, maak dit jou sterker en wyser. Ja, en ek sal na jou kant toe gegooi word as jy dit nie kan hanteer nie. So dit maak jou net sterker op die einde van die dag soos jy sê. Loanel, maar vir mense wat nou vir die eerste keer vir jou ontmoet ook as ware of nou al baie keer die liedjie gehoor het en gewonder het, maar wie is sy? Waar kom sy vandaan? Jou musiekloopbaan het ook redelik op 'n jong ouderdom begin. Redelik, ja. Ek het my eerste optrede gehad toe is ek 11 jaar oud. Ja. So ek is baie bevoorreg om dit te kan sê. En hoe dit gebeur? Was dit 'n kompetisie wat jy gewen het? Jy het net besluit jy wil die verhoog aanvat?
So ek het eintlik begin sing toe ek 9 was. Begin karaoke, maar soos elke kunstenaar begin het. Iewers. En kompetisies gedoen. Ek het SA klere verwerf, Gauteng klere verwerf. En ek het ook al, ek dink omtrent 3 keer die kans gehad om Amerika toe te gaan Wow. om Suid-Afrika te verteenwoordig. Maar omdat ek so jonk was, het ons teen dit besluit. En ja, dit is maar waar my loopbaan begin het. En in 2017 het ek en my familie my ouma verloor. En toe sing ek vir die eerste keer eintlik op 'n verhoog op haar begrafnis en dit is waar my loopbaan begin het. Jy sien, Ja. weggebere, net so mooi eers, jou ma het jou hier net daar in die kassie weggesteek en gesê wag, die regte tyd sal kom Ja. en daar sou dit ook toe nou soos wat dit gebeur het. Jy studeer tans wat musiekproduksie? Musiekproduksie en klankingenieurswese. Dis lekker Ja. en dis goed om te kan hê as kunstenaar ook, want dan weet jy 'n bietjie wat Natuurlik. Ja, kyk, daar's al baie keer ek dink jy het ook ervaring daarin waar jy by 'n plek aankom en jy wil baie graag ietsie verander Ja. aan jou mikrofoon of iets soos dit en ek dink omdat ek so jonk is, het mense my nie regtig ernstig opgeneem as dit kom by dit nie. So ek wil ook daai bietjie agter my naam hê. Maar toe maar daai volwassenheid en goeters gaan nou baie meer oorkom, veral met hierdie liedjie, jy weet, nou gaan mense besef, nee, maar wag, hier's nou iemand om jou tred te hou. Definitief iemand om jou tred te hou. Was 'n lekker warm musiekvideo, lyk dit vir my ook. Dit was nogals 'n interessante ervaring om amper te brand terwyl ek besig was om 'n musiekvideo te skiet. Maar kyk, die mense maak die moeite werd saam met wie jy werk. En kyk, Dion van Wyk maak dit altyd een van die mooiste ervarings. Hy is regtig ongelooflik om mee saam te werk. Kan mense nog 'n liedjie of twee verwag in die nabye toekoms? Dalk een uit jou eie pen uit weer. Hoe? Definitief. Kyk, ek het nou nog nie een uit my eie pen uitgesit O, nog nie? Jy maar sien. hierdie jaar is 'n eerste vir dit. Commit. 2, commit. Ons gaan maar Juwie se raad vat daarso. Lekker. Hoorie baie dankie vir die inloer. Dit was nou baie lekker om jou uiteindelik te kon ontmoet. Soos ek sê, jou musiek weer klink lekker daar op die amptelike Afrikaans Top 20 tot op hierdie stadium nog by Pretoria FM. Maar nou ja, ook hier by Goeiemôre, Good Morning, dink ek is ons speellys ook ongelukkig vol vir vandag, maar ons is môre klokslag weer terug met die lekkerste, beste, 'n groot verskeidenheid om jou dag lekker mee af te skop. Van my en die res van die span, ek hoop jy het 'n lekker dag. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Ons sien mekaar môreoggend. Lekker dag.